Nou ja, ons is vanoggend in Efesiërs hoofstuk 2 vanaf vers 11 en ek wil julle herinner aan die tema waaroor ons gaan praat hier die hele jaar, ek en Jan en ook die gassprekers wat deur die jaar sal optree. En dit begin nie op God se fondasie, dit is die oorhoofse tema en ons wil graag hê elke boodskap wat ons hier bring moet aansluit daarby. En Jan het bietjie laasweek gepraat oor die nuutgedagte, die nuwe kledingstuk, die bruilofskleed wat iemand moet aan hê om in die bruilof te kan wees en die bruilofsmaaltyd. En vanoggend praat ons 'n bietjie oor die fondasie gedagte, wat uit die aard van die saak baie belangrik is, want daar is geen ander fondasie behalwe die Here Jesus Christus. Dit is so belangrik en vir baie maande laas jaar het ons daaroor gepraat, dat Christus is die hoof van die kerk. En hy is ook die hoof van hierdie gemeente, en daarom ook die hoof, glo ek, van u geestelike lewe. Hy is die Alfa en die Omega. Wanneer jy die Here Jesus aanneem, neem jy hom nie net aan as verlosser en saligmaker nie, maar jy neem hom ook aan as Heer van jou lewe. Hy is koning. En daarom dat hy hoog en verhewe op die troon moet wees van jou geestelike lewe. En deur die boodskap gaan jy ook hoor, ek gaan praat oor geesvervulling, wat Efesiërs 5 vers 18 van praat, hoe belangrik dit is dat die Here Jesus op die troon sal wees en sal bly. Ek dink julle weet seker die gevaar dat as ek self begin besluite maak in my eie wil en my eie beplanning, hoe gevaarlik dit kan raak. Daarom dat hy die hoof moet bly van ons lewe. Vanaf vers 11 in Efesiërs 2, hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene, en julle is onbesnedenis genoem deur die wat hulle self die besnedenis noem. Al is die besnydenis net met mense werk aan die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, Jode en nie Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muurskeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef en deur vrede te maak, het hy in homself die twee, Jode en nie Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby was. Deur hom het ons almal, Jode en nie Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is gebou wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete. 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verhuis dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Nou net tot daar uit die wonderlike woord van die Here. Nou ja, ek wil graag met u praat, soos wat die Here dit op my hart gedruk het, oor God se adres. Baie keer wonder ons nou, wat is God se adres, omdat ons nou nie fisies God kan sien nie. Wat is God se adres? En hierdie gedeelte wat ons hier saam gelees het, dan kan jy baie duidelik agterkom, wat is God se adres? Waar woon God? Is hy ver weg van ons af? Is hy afsydig, eenkant ver? Dink aan die Ou Testament.
Die volk toe God op die berg Sinaï neergedaal het, kon die volk Israel nie eers die voet van die berg geraak het nie, dan sou hulle gestraf geword het. Is hy intens naby? Nou soos wat ons hierdie gedeelte lees, kom jy agter wat is God se adres. En ek wil vir julle sê wat is God se adres, sommer alreeds hier aan die begin, want die res van die boodskap kleur dit eintlik so mooi in. Wat is hierdie fondasie? Wat is hierdie gebou waarmee ons besig is? En dit is die kerk. En die kerk wonder ons dikwels, en soos wat die prentjie op die bord vir jou sal wys, wonder ons baie keer, is dit nou die mense of is dit nou die gebou? En jy sal nie glo nie, maar kyk, die dominee kan hoeveel keer sê, dit is nie die gebou nie, maar mense wonder nog steeds, is dit nou die gebou of is dit nou die mense? Maar hierdie gedeelte wys vir ons so mooi, die gebou is die mense, nie die fisiese bakstene nie. Het dit waarde? Dit het sekerlik waarde. Maar God se adres is die kerk, die weergebore kinders van God. Mense met 'n innerlike getuienis deur die Heilige Gees dat hulle kinders van God is. Mense met die versekering dat hulle verseël is met die Heilige Gees. Uit genade gered, gebruik daai term. Mense wat kan getuig, ek het tot bekering gekom, dit is hoe my lewe gelyk het, dit is hoe my lewe nou lyk. Na daai oomblik het ek God vertrou vir 'n nuwe lewe in Christus Jesus. Ek was eens dood deur my sonde en my misdade, maar God het my oorgebring van uit die dood na die lewe en ek kan daarvan getuig. Dit is die kerk. En ek kom daar in daai punt, op daai fondasie slegs deur genade. Die voorig, net die direkte konteks in hoofstuk 2 bevestig dit. Hy sê, maar God, kom ons lees sommer vers 3. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het, vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. En dan vind jy die mooiste woord in die Bybel, as jy daai woordjie lees, dan moet jy ore spits. En dis die woordjie maar. Dan sê Efesiërs, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Dit is wedergeboorte. Dit is 'n nuwe lewe. Iemand wat dood was, wat gelewe het in sy sondige begeertes, dit het hom oorheers. Hulle het gelewe net soos hulle wou. En dis baie belangrik, kind van God, en ons moet dit verstaan en ons gaan daarby uitkom en ons draai nie doekies daarom nie. En jy sou dit al baie keer gehoor het. Iemand wat sê hy is 'n kind van God, lewe soos 'n kind van God. Dit wat hy sê is dit wat by hom pas. Ons kan nie twee verskillende lewens lewe nie. Die persoon wie ek is in die kerk is die persoon wie ek is by die huis, is die persoon wat ek is by die werk. Ek is nie tussen my vriende een mens en by die huis 'n ander mens nie. Ek is een konstante mens. Daar's nie 'n dubbelsinnigheid in my nie. Jakobus praat daarvan. Daar kan nie 'n dubbelsinnigheid wees nie. Daar kan nie twee lewens wees nie. Die probleem met die volk Israel was dat hulle het God bely met hulle lippe, maar hulle harte was ver van God verwyderd gewees. En baie keer doen ons dieselfde. Daarom geliefdes, is die een fondasie wat jy van seker moet wees, is dat jy besig is om te bou op Christus Jesus. Waarom is dit belangrik? Want die dag as jy sterf, wil jy graag saam met God in sy heerlikheid wees. Jy wou nie jou hele lewe lank gebou het op 'n valse fondasie nie. Is dit 'n realiteit? Dit is 'n realiteit. Ek het ook al by 'n paar sterfbeddens moes sit en mense gehelp het, wat gesê het, dominee, ek het vir my hele lewe lank vir myself gelieg. Hulle was op die kerkbank, hulle was in die ouderlingsstoele gewees, maar hulle het nooit die sekerheid gehad dat hulle kinders van God is nie, hulle het alleen geleef. Dis die realiteit. Dis die werklikheid. Geliefde, daarom dat dit is die een fondasie waaroor jy absoluut seker moet wees dat jy 'n kind
van God is. En as jy nie weet hoe om daai sekerheid te kry nie, wel, dis waarom ons hier is. Is dit nie? Dis waarom ons hier is. Jy moet seker wees daarvan. Uit genade is julle gered. Nou hoor wat sê vers 6. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Is dit nie kosbaar nie? Kinders van God met 'n plek in die hemel, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Hoor wat sê vers 8. Julle is inderdaad deur genade, uit genade gered, deur geloof. Op die fondasie, ons bou op 'n fondasie. Wat is die fondasie? Deur geloof alleen. Deur genade alleen. Dit sluit nou uit jou goeie werke. Kyk, ek wil vir u dit sê. Gaan lees die verhaal van Kornelius, die hoofman. Hy was 'n baie goeie godsdienstige mens, maar hy was nie gered nie. Ons gaan later in die jaar gaan ons oor hom praat. As ek dit reg kan onthou, is dit in April. Gaan ons praat oor Kornelius. 'n Goeie mens, goeie waardes, goeie godsdienstige waardes, maar ver van God af. Kan jy sien hoe intens belangrik dit is? Weet jy wat is die ding met die mens? Ons kan baie vinnig onsself om die bos lei. Geen mens sal sê, ek is eintlik 'n slegte mens nie. Geen mens sal dit vir homself sê nie. Die beeld wat ons omtrent onsself dra is dat ek is 'n goeie mens. Ek is 'n goeie mens. Ek gee my tiendes. Ek gee my offergawes. Jy weet jy, ek gaan kerk toe, al is dit daarom net 1 keer 'n week, maar ek gaan kerk toe. Ek lees my Bybel. Ek is 'n goeie mens. Ek het goeie morele waardes en 'n baie goeie morele kompas. Maar as ons dit kan ontdek, hoorie, eintlik van geboorte af, is ons eintlik in vyandskap met God. Ons kom nie met toeval in die hemel nie. Ons raak nie met toeval deel van die koninkryk van God, deel van die liggaam van God, met toeval nie. Jy weet, daar moet 'n oomblik wees dat ons moet besef wat Romeine 3 en Romeine 6 vir ons sê. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Selfs ons beste werke is 'n besoedelde kleed voor God. Dis die realiteit. Nou, die evangelie beteken mos nou goeie nuus. Maar ek dink ons almal verstaan dat om goeie nuus te waardeer, is daar eers slegte nuus. En dis die slegte nuus. Die goeie nuus is dat God ons vergewe, is dat God ons vrymaak, is dat God ons skoon was van die sondige begeertes, vers 3, die sondige begeertes, hierdie eie wil, hierdie luste wat in ons geheers het. God maak ons vry, God vergewe ons, God maak ons 'n nuwe mens in Christus Jesus. En daarvan moet u absoluut seker wees. Absoluut seker. Ek doen dit gewoonlik nie, maar kom ek vra jy die regheid vraag, is jy seker? Is dit jou lewe? Kan jy sê ek is 'n kind van God? Nie al die mooi dinge opnoem wat jy doen nie, maar op grond van die genade van God. Weergeboorte. Nou ja, so vind ons dan die kerk. Dit is die kerk. Dit is die kerk, bloedgewaste kinders van God. Mense met sekerheid. Kyk wat sê die teks wat ons gelees het. Hou in gedagte wat julle vroeër was. Kind van God. Onthou wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene. Julle is onbesnedenis genoem deur die wat hulle self die besnedenis noem. Al is die besnydenis net mensewerk aan die liggaam. In die tyd, dit was julle. Hy praat met die kerk, hy praat met weergebore kinders van God. In die tyd was julle sonder Christus. Uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God. Ver van God.
sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God. Nou praat ek met volwassenes en in die week sit ek in 'n klas en die gedagte gaan oor, ek vra die ou kindertjies en nou dis nou jaar 1, nou wat is hulle, 6 jaar oud? Ja, 6 jaar oud. En ons hanteer die ou gedeeltetjie waar die kindertjies na Jesus toe gekom het en die disippels het hulle weggejaag. Volwassenes wat die kinders wegjaag van Jesus af. En die Here Jesus bestraf sy disippels en hy sê moenie bring die kindertjies na my toe. En ek vra hierdie baie eenvoudige vraag. En die antwoord was vir my spesiaal. Ek vra, hoekom kom kinders so makliker na Jesus toe? Makliker as volwassenes. En die ou dogtertjie, sy sê, omdat kinders meer hoop het as volwassenes. Ek dog myself, 6-jarige, jy het baie wysheid jong, jy moes dit iewers hoor, maar dit was spontaan. Omdat ons kindertjies meer hoop het. Weet jy wat die probleem met volwassenes? Ons moet baie bewyse uitlê. Dis die moeite werd. Dis hoekom jy Jesus moet aanneem. Kyk, dis hoekom jy dit moet doen. Vir kindertjies is dit nie moeilik nie, want hoekom nie? Want kindertjies glo maklik. Hulle glo maklik. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Dit is so. Vir volwassenes moet ons soms verduidelik. Ja, maar wat nou van evolusie, maar wat nou van al hierdie ander gelowe? 'n Kind glo, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En die hemel is vir hulle. Hulle wie in eenvoud kan glo. So nie baie te verduidelik nie. Dis die kerk. So let op die verlede taal wat Paulus hier gebruik. Dit was julle. En geliefdes, ek hoop en ek bid van harte, omdat ek nie u hart kan sien nie, dat dit ook jy was. Jy was ver van God af. Jy was sonder hoop. Jy was sonder God. Maar nou het jy naby gekom. Maar nou het jy ingekom. Jy het die sekerheid dat jy 'n kind van God is. Die sekerheid. Die sekerheid. Soos my pa altyd gesê het, ek kan vir jou die sekerheid gee en ek gaan vir jou 'n brief skryf daaroor. Ek kan jou 'n brief skryf. Is jy gewillig om jou hand op papier te sit en te sê, ek is 'n kind van God? Absoluut seker. So wanneer ons aan die kerk dink, is dit die mense van wie ons praat. En hulle vorm 'n gebou, sê Paulus. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. Hier's 'n kenteken vir u, 'n kenmerk van 'n ware kind van God. Jesus is sentraal. Jan se woorde was profeties. Mense wie sê hulle is kinders van God, maak tyd vir God. God is hulle alfa en omega. Christus is die senterpunt van hulle lewe. Alles draai om Jesus. Hulle soek enige verskoning om by die kerk te wees. Hulle kyk nie vir verskonings om weg te bly nie. Hulle soek elke verskoning om al hulle tyd in die kerk in te sit, want dit is waar hulle voeding is. Dis by kinders van God. Ons wil nie nou oor Johannes begin praat nie, want dan gaan ons nou baie ver en lank begin praat, en ek sal klaar vir my manuskrip af, sorry. So ons gaan dalk bietjie langer bly, maar al wat ek wil sê is, daar is 'n liefde vir kinders van God. Dis vir hulle belangrik, dis vir hulle prioriteit. Dis hulle broers, dis hulle susters in die geloof. Dis 'n bewys. Jesus is die hoeksteen van my geestelike gebou waarmee ek besig is in my lewe. Nou ja, dis die kerk. Vers 12 sê Paulus vir hierdie gelowiges, hulle was buitestanders, maar nou is hulle binne. Binne in die huisgesin van God. Dis kosbaar.
As jy die weergebore kind van God is jy deel van die huisgesin van God. Dink vir 'n oomblik aan daai woorde. My pa is die koning van die heelal. Is die huisgesin van God. En ons het boeties en ons het sissies, is die huisgesin van God. En in elke familie is dit ook so. Jy kom nie met almal oor die weg nie, maar dis nog steeds my broer en my suster. Maar God is die hoof, hy is die Vader. Nou kom ons kyk na 4 gedagtes wat uit hierdie gedeelte kom, wat vir ons hierdie prent van die kerk, hierdie prent van hierdie adres van God vir ons kom skep. Hierdie gebou wat saamgevoeg word, hierdie kinders van God wat saamkom, hierdie gebou word gebou uit die aard van die saak op 'n vaste fondament. Die enigste fondament. Julle is gebou op die fondament van die apostels en die profete. Nou wanneer jy daai woorde hoor, apostels en profete, dan moet daar net een liggie opgaan. Apostels uit die aard van die saak, Nuwe Testament. Profete uit die aard van die saak, die Ou Testament. Die woord van God. 1 Timoteus 3:16, die hele skrif is deur God nog gegee. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor die woord van God. Dit is die fondasie waarvan Christus self die hoeksteen is. Hy vorm die fondament, hy vorm die fondasie waarop jy bou. Ons ken die storie wat die Here Jesus vertel van die dwaase en die wyse man. Die dwaase man wat sy geestelike huis op die sand gaan bou het. Nou as jy jou geestelike huis op die sand bou, weet jy wat gaan gebeur. As die storms kom, is jou huis daarmee weg. Nee, hy is gone. Maar as jou huis op die rots gebou word, die rots Christus Jesus, die hoeksteen, die fondasie, wat gaan gebeur? As die storms kom, wat gaan gebeur? Jou huis sal bly staan. En vir ons as immigrante is dit so belangrik, as kinders van God in hierdie land, so belangrik om te verstaan, want die storms woed elke dag. Baie mense se geestelike lewens lê as wrakke langs die pad, omdat hulle op 'n verkeerde fondasie gebou het. En ek wil nie nou in diepte ingaan oor al die verkeerde fondasies waarop baie mense bou nie. Maar ek wil net hierdie een uitlig. En dis die positiewe, bou op Christus. Wees 'n wyse mens. Besef dit vandag, gryp dit aan. Die enigste fondasie waarop ek kan bou is Jesus. En ek dink baie van u wat nou die konstruksie baie beter ken as wat ek dit sal ken, sal weet, jy kan nie hoër bou as wat jou fondasie dit toelaat nie. Daarom as jy op sand gaan bou, jy gaan nie 'n baie hoë huis kan bou nie. Jy gaan probeer, maar dit gaan nie ver kom nie. Maar as jou fondasie sterk is, en hy's vas, en hy's onbeweeglik, kan jy 'n sterk huis bou. Kan jy 'n sterk gebou bou. Paulus sê die fondament is die apostels en die profete, die woord van God, die geopenbaarde woord van God, en Jesus die hoeksteen. Wat gebeur met die hoeksteen? Gaan lees dit gerus op. Die hoeksteen is baie belangrik in die antieke wêreld vir geboue gewees. Hierdie hoeksteen was op die hoeksteen. Hy is op die hoek, hy het die rigting bepaal, hy het die stabiliteit bepaal. Hy het alles bepaal. Die samehang van hierdie gebou het hy bepaal. So krities belangrik. As die hoeksteen skeef was, is die gebou skeef. As die hoeksteen, nie haks was nie. Ja, ek dink ons almal ken die prentjie. In Suid-Afrika bou hulle daarom ten minste met bakstene. En daar het jy dit al baie gesien. Jy sorg dat daai eerste bakstene wat jy lê, moet in lyn wees. 'n Goeie bouer sal seker maak daarvan. As daai eerste bakstene nie in lyn is nie, as dit nie haks is nie, as dit nie level is nie, het ek ook al gesien hoe bou mamparas met mampara stene. No, don't worry, die pleisterman sal dit regmaak. Nee, dit werk nie so nie. Die fondasie
moet reg wees. Daai eerste stene moet reg wees. Geliefde, as die hoeksteen nie Jesus is nie, bou jy verniet. Jy bou op goeie werke, jy bou op wat die woord van die Here van praat, van hout, hooi en stoppels, wat eendag gaan verbrand, daar gaan niks oorbly nie. Ons kan nie dit toelaat nie, ons kan nie dit bekostig nie. Die hoeksteen is Jesus, die belangrikste. Jy kan nie deel wees van die kerk sonder daai steen nie. Jy kan nie. In my gedagtes kom op die storie wat die Here Jesus vertel het van die saailand. Die saaier het die saai gesaai, dit het opgekom, die vyand het gekom en hy het die onkruid gesaai. En is vir God om te bepaal wie is eg en wie is nie eg nie. Dis nie ons job nie. Dis nie my werk om te bepaal wie is eg en nie eg nie. Ons kyk na die vrug uit die hart van die saak, want dit kom. En as die vrug sleg is die boom ook maar bietjie sleg, is dit nie? Daarom moet jy toets en bepaal, is ek besig om my geestelike huis te bou op die fundament, Jesus Christus. Anders is jy besig om 'n baie krom huis te bou. Kan jy verstaan waarom daar so baie dwaalings in ons dag is? Waarom so baie kerke wegdwaal van die waarheid af? Want hulle bou nie op Jesus nie. Daar's altyd een of ander konflik en daar's altyd een of ander donker wolk wat oor baie leraars hang en soos dit dan onlangs alweer in die nuus was oor leraars wat nou weer nie goed hanteer het in hierdie groot kerke nie en dit tas hulle geloofwaardigheid aan. Hoekom? Want hulle bou nie op Jesus nie. Dis so eenvoudig dit kan wees. Jesus is nie die hoeksteen nie. Dis hulle en is hulle geld en is hulle belange. Dis hoe dit is. Jesus is die hoeksteen. En jy weet wat, geen bediening, geen tradisie, geen program, geen kursus, geen opleiding, geen niks kan hom vervang nie. As hy nie die hoeksteen is nie, is dit nie 'n kerk nie. Bottom line. So belangrik. Dan vind ons wat Openbaring van ons praat, as Jesus nie die hoeksteen is nie, dan staan Jesus aan die buitekant van sy kerk en hy klop. Openbaring 3 vers 20. Hy klop aan die kerk se deur en hy staan buite. As iemand tog maar net die deur kan oopmaak, dan sal hy ingaan. As hy nie die hoeksteen is nie, is hy buite. Ek vra jy die vraag, bou jy jou geloof op Christus of op gewoontes, gebruike, strukture, programme, doop, nagmaal, kan ons nog 'n lys maak? Of op die fundament Jesus Christus? So krities belangrik. Daar's nog 'n beeld, nog 'n gedeelte van hierdie prent wat ons kan inkleer. Die kerk is 'n eenheid uit verskeidenheid. Kyk direkte konteks waarmee Paulus hier besig is. Hy praat met heidene en hy praat met Jode. En hierdie heidene, nie Jode, het ingekom in die koninkryk. En die Jode het ingekom in die koninkryk. En hierdie twee groepe van mense is versoen tot een liggaam, sê vers 16. Hoor wat sê die woord. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Kinders van God, die kerk, God se adres, die huisgesin van God, bestaan uit mense, verskillende rasse, tale, volke en nasies. Die koninkryk van God is nie gereserveer vir 'n spesifieke ras, klas of groep nie, hoegenaamd nie. Ons bou nie op dit nie. Long past. Die woord van die Here sê dit uitdruklik. Hy bring mense bymekaar. Dit is die kerk. En kyk mooi om jou. Ek sit gister en dink terwyl ons daar by mense is en ek dink vir myself, wow, jy weet selfs as immigrante, mense kom daar die Kaap uit en die Noord-Kaap uit en Suid-Afrika is ons nou groot jong.
En ons almal bly in Auckland. Ek dink myself, wow. Verskillende aksente, verskillende mense, verskillende agtergronde in die koninkryk van God. Met een doel voor oë, om Christus te verheerlik. Nooit kan ons dink dat een persoon, of een volk, of een nasie, of een taal, die is in die koninkryk van God. Jy weet die disippels het dieselfde fout gemaak, né? Here nou, ek dink eens 'n maat nogal gepleit, hoor jy kan daar 'n bietjie ekstra spesiale plek wees vir hierdie twee, jy weet, vir hierdie manne. Nee, werk nie so nie. Die Here het nie voorkeur aan mense nie. En weer eens by die konstruksie, niemand gaan na 'n nuut geboude huis toe en gaan daar na die fondasie en gaan kap 'n klippie uit en sê, hierdie pragtige huis, hierdie klippie, dis die belangrikste van hierdie huis. Dis nie hoe dit werk nie. Wanneer die konstruksie voltooi is, staan daar 'n eenheid, daar staan 'n huis. En ek dink ons almal het hier nou al gesien hoe pop die huise hier op. As jy nou vandag hier ry, môre lê al fondasie, as jy nou weer daar ry, dan staan daar nou al mure, en dan oor 'n maand staan daar daarom nou al 'n dak en 'n huis, en so vorder hulle. Maar elke spyker, elke skroefie, elke stukkie hout, elke plank, elke stukkie sheet wat ingelê word, elke sinkplaat wat opgesit word, dra by tot die eenheid van die gebou, sodat daar 'n glorieryke, magnifieke gebou kan staan, tot eer van die argitek. Kom ons noem dit maar sommer die argitek, want hy het dit ontwerp. In die geestelike lewe is dit dieselfde. Elkeen van ons vorm deel van die gebou van God. Nie een kan sê ek is belangriker nie. Paulus sê dit in Kolossense, die liggaam van Christus het verskillende lede. Die oor kan nie sê hy is belangriker as die groot toe nie. In die Ou Testament lees jy baie keer as hulle vyande gevange geneem het, dan sny hulle duime af. Het jy al probeer goed optel sonder 'n duim? Is redelik moeilik. En dan moes die vyande onder hulle tafels die krummels gaan optel het. Elke gedeelte, elke mens in die liggaam van Christus is belangrik. In hierdie gebou, elke faset is so belangrik. En 'n wonderlike beeld wat ek nou sien hier in Nieu-Seeland, hulle bou net so 2 huise van ons af. Dan stop Auckland Council daar, dan klim hulle uit met so 'n mooi helder baadjie, met 'n boek en 'n laptop en 'n dit, en dan kom doen hulle wat? Inspeksie. Kyk net of hierdie gebou op standaard gebou word. En so af en toe, dan doen die Here ook maar 'n bietjie inspeksie, is dit nie? Soos vanoggend. Die Here doen 'n bietjie inspeksie. Ons kan nie bekostig om nie op standaard te bou nie. As die storms kom, dan gaan jou huise mekaar val. Maar elke persoon, elkeen, verskeidenheid van mense, verskillende mense, vorm deel van die gebou van God. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met een gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons almal van die een gees deurdrink, sê Paulus in 1 Korintiërs 12 vers 13. Alhoewel ons almal verskillend is en verskillende mense in die gebou, is daar net een Here. Terug na die fondasie. Christus Jesus, die Heilige Gees van God in sy kerk. Nou baie mense dink, dis oukei om deel te wees van die liggaam, maar ek is hierdie een klippie wat daar op die kant lê. Nou jy het een klippie, ek lê daar op die kant, of ek is een spykertjie, maar ek lê net daar op die kant. Ek is nie regtig deel van die gebou nie, maar ek is daarom op dieselfde perseel, jy weet. Die van julle wat nou al die boupersele gesien het, weet dit lyk soms net maar 'n bietjie rof. Maar jy weet ook wat gebeur met die goed wat so rond lê, né? Dit word bymekaar gemaak en dit word weggegooi. As jy nie deel van die gebou is nie, word jy weggegooi. Word jy bymekaar gemaak en vernietig. As jy 'n los klippie is wat daar rond lê, jy is nie deel van die gebou nie, is dit verby. Dis die metafoor, dis die beeld wat jy kry. Jy moet deel wees van die gebou. Jy moet deel wees van die eenheid. Jy moet daar wees, tussen kinders van God, deel van die liggaam. Nou kom ons weer terug na sekerheid toe. Kan jy sien hoe Paulus
met ons brein werk? Intelligente mense. Een geloof, verskillende mense. Die kerk is ook God se woonplek. Jy sien, as jy 'n huis bou, of jy bou nou 'n fabriek, of jy bou nou 'n winkelsentrum, bou jy hom nou nie net dat hy net mooi lyk nie. Jy bou hom ons net dat daar iemand moet bly. Dis hoekom jy 'n gebou oprig. Daar moet gebruik word, daar moet 'n inwoner wees. In hom word julle ook saam opgebou tot 'n woning van God deur die Gees. Dit is die huisgesin van God. En hierdie is Paulus se hoogtepunt. God is die inwoner. God woon daar. God onder sy mense. Christus Jesus, Immanuel, God met ons. God by ons. In die Ou Testament het God neergedaal in die tabernakel, het God neergedaal in die tempel. Die Here Jesus het gesterf en toe hy gesterf het uit die aard van die saak het die voorhangsel in die tempel van bo na onder het hy geskeur om simbolies te wys dat die weg na God is gebaan, dat die kind van God kan nou die wat in Christus Jesus is kan direk in God met 'n verhouding wees. God is nie meer ver nie. God woon deur sy Gees in kinders van God. En wanneer twee weergebore kinders van God by mekaar kom, man, dan gebeur daar magic. Jou gees en sy gees en die gees van God stem ooreen. Daar's harmonie, daar's nie botsing nie. En ek wonder of jy dit al ervaar het somtyds. Dat wanneer jy met iemand praat, dan kry jy net daai botsing. Dis net, daar's 'n strewing, jy kan nie regtig jou vinger daarop sit nie, want weet jy waaroor dit gaan? Die gees in jou is anders. Is anders. Daarom kan ek vir u vanoggend sê, God woon in sy kerk. Die woord van God bevestig dit. Hy woon in sy kerk. Hy woon in jou. Deur sy Heilige Gees woon hy in jou. Nie in mure nie, nie in programme nie, in mense. Nou wat veroorsaak dit? Dit veroorsaak dat ons waarde het. Dit veroorsaak dat ons waardigheid klim. Ons het waarde, ons het waardigheid, maar saam met dit is daar 'n verantwoordelikheid. As ek sê God woon in my, dan sê die woord van my in 1 Korintiërs 6 vers 19 dat my liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Hy sê dit nie verniet nie. My liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees, want God woon in my. Dan sê Efesiërs 5 vers 18, laat julle deur die Gees vervul. Laat die Gees van God oorneem in jou lewe, dat hy beheer neem van jou lewe. Dis wat die woord sê. Want God woon in jou. En dan 1 Tessalonisense 5 vers 19, moenie die Gees uitblus nie. Moenie die Gees van God bedroef nie. God woon in jou. Jy, kind van God, is God se adres. Dis waar God leef. Dit is waar God woon. En as God in ons woon, dan behoort ons rein en skoon te lewe. Wie van u hier het nog nooit in Nieu-Seeland in 'n huurhuis gebly nie? Verstaan? Dan sal jy nou weet, dan kry jy net so 'n e-pos wat vir jou sê, op hierdie dag en datum sal daar 'n inspeksie plaasvind. En dan weet jy 'n week voor daai inspeksie, dan raak die ma van die huis kampkommandant en pa loop op eiers en die kinders loop op eiers en die instruksies word gegee, veral as dit nou in jou eerste 2 jaar kom, daarna raak dit soms maar 'n bietjie kalmer. En as daai inspeksie datum nader kom, elke krapmerk teen hierdie pragtige wit mure, elke duitjie, elke stort, elke prop, elke ding word van hoek en kant skoongemaak. Jok ek? Nee. Die extractor fans moet skoongemaak word. Hierdie unieke vlee met hulle kolletjies wat oral te lê. Jy moet dit skoonmaak. Alles word skoongemaak. Die ligte word skoongemaak. Alles word skoongemaak. Mure word afgestop. Want jy kry ons nou nie altyd tyd vir alles nie. Jy weet, ons werk. Ons is mense met min tyd.
Maar dan maak jy tyd. Dan maak jy tyd. Jy werk vir daai week, asof jy eintlik kamp. Jy moet eintlik gaan kamp, dat die huis net kan skoon bly. Die ruitte word, alles. Nou wonder ek, wat as ons geestelike huise dieselfde behandel het? Wat as ons geestelike huise dieselfde behandel het? As die Heilige Gees oortuig, hier's 'n kolletjie. Ek hou nie baie van hierdie kolletjie nie. Dit los net maar 'n lelike merk. Jy gaan dit met uitwas. Gaan ek dit net los? Of gaan ek dit uitwas? Ons gaan dit uitwas. Want weet as daai oom wat inspeksie doen, by daai huis aankom en daar's 'n kol op daai mat, moet jy maar weet, hy sê vir jou, maak dit skoon. Of, die dag as jy gaan uittrek, gaan jy matte was. Maak skoon. Wat as ons geestelike huise dieselfde hanteer het? Maar jy weet wat, as dit nou kom by ons tydelike lewe, het jy 'n e-mail wat jy kry wat vir jou sê, hier kom die inspeksie. Maar as ek sê ek is God se kind en God woon in my, dan is daar nie 'n e-mail wat jy kry daai dag en datum nie. Dit moet deurgangs wees. En ek moet deurgangs luister na die stem van die Heilige Gees. Dit is hoe krities belangrik dit is. Kind van God. Ons kan nie bekostig dat daar kolletjies teen die mure is nie. Ons kan nie bekostig dat ons geestelike huise vuil is nie. Ons moet alles in ons vermoë doen om ons huis skoon te hou tot eer van God. 'n soortgelyke illustrasie het die Here Jesus vir die Fariseërs gesê, julle hou die buitekant van die skorrel skoon, maar binnekant. Binnekant is dit vuil. Kind van die Here, as God jou adres is, as God in jou woon, dan werk ons maak skoon. Ons wil nie aan hierdie goed wat in die verlede was, is daar nie plek vir nou nie. Skoon. En dan die kerk is tot seën en dis die laaste gedagte wat ek met u wil deel. Weet jy wat vir my kosbaar? Is jy 'n kind van God? Kan jy dit met vrymoedigheid sê? As daar kuiermense kom, wat doen ons altyd? Ons Suid-Afrikaners is goed daarmee. Wat doen jy altyd? Ons maak die huis skoon. Ons sorg dat dit skoon is. Ons sorg dat daai berg van skorrelgoed of in die skorrelgoed wasser is of in die kaste terug is. Ons maak skoon. Is dit nie? Het ek die vrymoedigheid, as daar 'n vreemdeling na my toe kom, om vir my, en hy vra vir my, is jy 'n kind van God? Kan ek met vrymoedigheid sê, ja ek is. Ja ek is. Hier is die bewys. Nee, nou sê ek nou nie, asseblief, skoonheid is net regs van heiligheid nie. Dis glad nie die idee nie. Ek sê nie as jou huis skoon is, dan is jy nou heilig nie, asseblief nie. Ek is nie in daai roete nie. Maar wat ek vir u sê is, jou geestelike huis moet skoon wees. Jou geestelike huis moet rein wees. Want die wêreld kyk na jou en hy kom klop by jou deur en vra vir jou, is jy 'n kind van God? Is jy deel van hierdie gebou? Geliefde, is jy deel van die gebou? Of is jy daai klippie wat aan een kant lê? Rus hierdie gebou op Christus, die hoeksteen, die fondasie, die apostels, die profete? Lewe jy as iemand in wie God woon? Is Christus die hoof van jou huis? Want dit is God se adres. Jy, kind van God, is God se adres. Kom ons bid saam. Onse Vader, baie dankie vir u genade, dankie vir u liefde, u goedheid en u guns. Vader, ons diepste begeerte is om 'n lewe te leef wat tot eer en verheerliking van u naam is.
Ons geestelike huis wat skoon is, want U Vader woon in ons. Deur die kosbare Heilige Gees is U in ons is verseël. Here Jesus, ons bou op U, U is ons fundament, U is die hoeksteen, U is die belangrikste, U is die Alfa, die Omega, die begin en die einde. En Vader, ek bid vir U genade. Dankie vir U oortuiging. As enige van ons die oortuiging ontvang het deur die Heilige Gees, dat ons sal werk maak daarvan. Maar ek dank U, Here. Dankie vir U genade. En Vader, help ons om lewens te leef wat skoon en rein en heilig is. Ons aanbid U. Amen.